Whoa, toets my aan die woord, van die waarheid vrees geen toets nie. Toets my aan die woord wat bly, nie deur mense nie, net wat Jawe my wys as dit nie staan nie. Laat dit val, die waarheid leef, dit toon alles oral, elke stem wat praat, ek bring dit na die lig, elke lewe wat kom, ek toets dit deur die skrif, nie tradisies nie wat die wêreld sê, maar wat geskrywe staan, dit bly vir ewig woord. Want baie sal praat, maar min sal staan, en baie sal lei, maar verkeerd sal gaan. Maar ek kies vandag om self te sien, om self te toets wat waarlik dien. Toets my aan die woord, wat die waar is val, wat waarheid is staan. Toets my, ek staan op die rots, nie verskuif nie, nie gebreek nie, trots die woord is vuur, het suiwer my, wat oorbly is waarheid vry. Toets my aan die woord, wat die waar is val, wat waarheid is staan. Toets alles, hou vas aan wat goed is. Toets alles, hou vas wat goed is. Nou ja, julle, hier gaan ons nou. Goeienaand aan almal, baie welkom. Ja, nee, welkom aan jou, Amanda. Ek dink dit verdien 'n warm welkom ook van my kant af van jou. Dis Ja. reg. Julle, welkom by ons 30ste episode van Toets My. Dit is baie exciting. So Ja, dis 'n cheers op dit. dis 'n groote, né? Dis 'n groote. Nou sê Amanda op 30. Op 30. En kan ek jou net 'n kompliment gee, Japie? Jy maak Yes. darem maar vrek lekker koffie. Nou nee, ek is die beste in daai opsie. Julle sal sien vanaand het ons nou ongelukkig die comments afgesit, maar dit is sodat ons almal kan mooi konsentreer en lees en mooi kan sien wat Japie Ja, vandag- fokus, dit trek Ja, hulle fokus aandag is af, die man. woord. Ja, dit trek hulle aandag af. Ons kan miskien, maar omdat dit so swaar topik is of onderwerp is, Amanda, wil ek regtig hê die mense moet luister. Dis reg. En ons sal volgende keer weer aansit, dis nie 'n probleem nie, maar ek het net gedink om dit hierdie keer dit af te sit en dat ons kan sien die punt wat ek wil tuisbring, want wat nou hier gebeur en diegene wat in die vorige kere gekyk het sal besef dat ons nou 'n bietjie krap in Satan se slaai. En hy is nie baie gelukkig daarmee nie. So hy sal alles in sy vermoë doen om aandag af te trek en om alles te doen wat sy maniere is. Dis sy maniere. Satan se kinders het net die maniere wat Satan het. So dis presies dit wat Yeshua vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê het. Hy sê as Abraham julle vader was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar julle het nie hom as vader nie, julle het die duiwel as vader en daarom doen julle sy werke. Een en presies dieselfde. Dis So daarom sit ons dit af, is maar net vir konsentrasie, maar ons sit dit 'n volgende keer weer aan. So hierdie vandag is net 'n swaar topik. Dit is. En daarom wil ek maar net hê ons moet dit so doen. So, maar ja, jy's aan die stuur. Dis reg. Japie. En goed, ek wil net vir die ouens ook vra wat hierna kyk, asseblief subscribe. Ek sien ons kort nog 3 dan tot 15,000. Oh my goodness. That's amazing. Ek het nog so daai man parre gesig wat gesê het nee, ons goed groei nie. Jy weet, en kyk wat trek ons nou. So prys Jawe. Ja. Ons kan hom net regtig glo. En dis soos ek verlede keer ook gesê het, Amanda. Dat wat wil ek nou sê? Daar's iets maar nou uit my kop uit. O ja, die hoeveelheid skrifte wat gedeel word is astronomies, né? Ons kry gemiddeld 20, 30 skrifte wat ons deurwerk. In so toets my. En daar's nou 30 ure plus so studie in hierdie 30 episodes. Hoeveel verse het ons hier al gekwoteer nie? Jy weet dan sê dan is mense geneig om te sê nee, jy cherry pick. Ja, dis nie rarig. Nee, dit is wat jy doen, lees. Jy lees. Jy weet so, Seker. maar nietemin. So Amanda is 'n groot een, is jy reg? Dis reg. Ek het my Bybel Okay. ek hoop julle het ook en Ja, trek asseblief julle Bybels nader. En ek wil sê,
laastens voordat ek wegspring, die idee van toets my is nie om, hoe het ons dit laas Dis om nie 'n challenge Ja, is nie 'n challenge nie, my ou. Al wat ek vra is dat ek quoteer sekere verse, ek gaan sekere bronne na, toets dat dit wel daar staan. Dis dit. Dis dit. Dis nie 'n challenge nie. As jy nie saamstem nie gaan. Ja. Ek worry nie oor jou nie. Regtig, ek is nie daar om jou te oortuig nie. Ja. Ek is nie daar om my siening op jou af te dwing nie. Ek is nie daar om die kant van die saak te stel en as jy sien dat dit wel daar geskryf staan Ja. en jy kan daarmee assosieer, kom my boetie my sis. Ons buig die knie voor Jahwe en ons maak sy naam groot. Dis Dis so maklik soos dit. Right. Nou Amanda, kom spring weg hier op episode nommer 30 en episode nommer 30 is 'n wragtige doodskoot episode en dit gaan oor die dag van Jahwe. Ek het dit so in die advertensie ook vir die ouens uitgestuur en gesê dit gaan oor die dag van Jahwe en dis 'n gewigtige onderwerp. Nou die kykers sal weet en jy weet dit ons noem dit baie in ons toetsmuis dat die profesie van Daniël in Daniël 12 vers 4 sê en na mate ons die einde beweeg, gaan Vader van sy profetiese skrifte begin oopmaak. En met ander woorde, goed, ouens van julle, ek weet julle swat op julle Bybels baie. Wat se Bybels soos myne en erger lyk. Ons lees een vers 500 keer. En dan 501 dan klik jy, my magtig, maar die een stem oor met daai en daai stem oor met die een stem oor met daai en so maak Vader sy skrifte oop. En dis presies wat Daniël geprofeteer het, Vader hom laat profeteer het in Daniël hoofstuk 12 vers 4. Toe Vader vir Daniël gesê het, verseël hierdie dinge tot op die einde. En baie sal dit deursoek en hulle kenners sal vermeerder. Dit stem ook ooreen met Jeremia 30 vers 20 waar daar staan en aan die einde, daar staan hy begin, die vers begin so en Jahwe se grimmigheid sal nie afgewend word nie totdat hy tot stand gebring het en uitgevoer het die raadslae van sy hart. Aan die einde van daar sal julle dit verstaan. En dis wat ek nou meen. Die vers klik nou met daai en die met daai en die met daai. Nou sien my magtig, ek lees hierdie ding al 300 keer. Ek wou nou net Ja, maar nou die volgende keer wat ek lees, kyk ek maar nou verstaan ek wat ek lees. Eers geopenbaar aan die einde. Dit word eers geopenbaar aan die einde. En met daai konsep of daai mindset, Amanda, is dit baie belangrik dat ons moet weet. Ons het nie die volle waarheid nie. Ons gaan aan die einde die volle waarheid hê en dis voor die deur. Ons is baie vinnig om soontoe te gaan. Maar nie ek of enige iemand anders kan erken en sê hy het nou die volle waarheid. Dis reg. So ons moet bereid wees dat soos die profetiese skrifte oopgaan, heeltyd ons leer en ons onderrig te korrigeer, Dis reg. aan te pas en in lyn te kry met die nuwe kennis wat Vader dan ook op daai stadium weer aan ons openbaar. Is dit logika? Ja, dit is. Dis logika. Ons kan nie bly nie want dan donder jy die bus uit. Dis so maklik soos dit of val uit die bus uit. Val jy uit die bus uit. Ek hoor hulle hou nie van die woord nie. Dan val jy uit die bus uit en Messias het gewaarsku daarteen. Teen hierdie wat hulle gaan uitval. Hy sê aan die einde van daag gaan daar ons gaan dit verstaan. Ja. En ons gaan nou kyk dat dit die oorblyfsel is wat gaan verstaan. Net hulle, die ander gaan nie verstaan nie. Hulle gaan nie verstaan nie. En Messias praat nou van die ander wat nie gaan verstaan nie en in Matteus 24 vers 48. Dis baie maklik om te onthou. 24 en 24 is 48. So onthou dit altyd, né? Dis die vers van die einde want hulle gaan ons vervolg in die verdrukking. So Messias sê in Matteus 24 vers 48 Amanda dat hierdie wat nie wil aanpas nie en nie wil ondersoek en nie deel is aan die oorblyfsel om na Jahwe terug te keer nie, gaan op die einde van die dag teen hulle broers uitvaar. Ja. Dis baie skerry, dis hartseer. Dit is. Want Messias sê self in soveel woorde, hy sê die oes is groot, maar die arbeiders min en die Vader weet wat doen hulle toe. Toe begin vrede die arbeiders mekaar ook nog op. Maar dit gaan oor die eie ego, né? Dit is eintlik altyd so hartseer. Ek het laas keer gesê, ek dink met een of ander vorige toets my en ek sê dit nou weer, my oorlede pa het altyd gesê, hy sê, kyk ons moenie vloek nie, my ma kan dit glad nie hanteer nie. Maar daai een is vir jou. Maar my oorlede pa het altyd gesê, hy het gesê, seun weet jy wat? Hy sê vloek liewer 'n klein bietjie en bly nederig. Bly 'n mens. En as wat jy hoogmoedig raak en jou val is voor die deur. Die eerste teken van val, Amanda, is as jy hoogmoedig raak. Ja. As jy dink jy weet nou meer as ander, so jy's nou beter as ander, jy's nou heiliger as ander en nou wil jy almal hier in die boks kry. Nee, my ouers nie hoe dit gaan nie. Ons het 'n oes daar buite wat Messias gesê het, die arbeiders is min en gaan arbei, bring mense uit hierdie Babiloniese stelsel uit. Dis wat ons moet doen. Dis reg. Die eerste teken dat jy die bus uitval is as ons mekaar begin opeet, né? So mag Vader ons seën om nooit in daai struik te trap nie, maar nederig te bly. Al is dit dan soms met 'n voorwoordjie wat ons nie graag wil uitdruk. Dis reg. Amanda nou toe. Kom ons gaan kyk dan nou in daai agtergrond en gaan kyk ons nou na die dag van Jahwe. En ek het hier vir ons geskryf en ek wil dit net weer noem. In die normal Christian mindset ken hulle drie goed.
Hulle ken die geboorte van Christus met 'n kersboom en dis pagan. Jeremia Ja. 10 vers 4 kan jy gaan lees. Ja. Hulle ken die kruisiging en die opstanding van Jesus met paaseiers en paashase en dis pagan. En dan ken hulle sy kruisiging en opstanding ook met die kruise. Wat hy nog gekruisig is en opstanding in die paashase en die kruis is pagan. Kan jy onthou waarvoor staan die kruis? Wat se teken is dit? Moet ek jou help? Ja, ek Nee, as die baan van die son, ons moet dit Ja, onthou. ja. 'n Songod aanbidding. Alles is songod aanbidding. Summer solstice, langste dag van die jaar, 'n winter solstice, kortste dag, langste nag, spring en fall equinox. Daar's hy. 'n Dag en nag eweninge. Dis wat hulle heeltyd wys, is songod aanbidding. Nou as jy kruis vat en jy maak hom toe, dan kry jy 'n kubus. Ja, as jy hom toevou. Julle wat tegniese tekeninge gehad het. Dis wat hulle aanbid in Mekka. Dit is die kubus, ja, maar daai met die rok binnekant. So dis presies dieselfde. It's a world religion. Al sit hulle ons dan om onder te mekaar te beklei. Maar nietemin intussen, terwyl 'n Christen dit bely wat alles pagan is en met pagan gebruike en pagan rituele, soos vele kerkvaders gesê het, ons het pagan gebruike oorgeneem. Ek dink nou sommer aan Tertullian, ek dink dit was hy gewees, vra maar korreksie. Maar intussen glo die norm Christen Amanda het Jesus Christus vir ons sondes gesterf. Ja. En wat dit nou baie maklik maak, want ons kan maak wat ons wil. Hy het gesterf vir die sondes wat was, hy het gesterf vir die sondes wat kom. So, ag wel, gloria, halleluja, laat ons lewe. Verstaan jy, dis wat die Christene doen en intussen steek hulle mekaar in die rug en dan verniel en vervreed mekaar. En Sondag sit hulle daar gee 'n geldjie want Jesus is cool. Verstaan jy? En dis daai mindset wat maak dat die wêreld lyk vandag soos wat hy lyk. En dit is toe te skryf van Christendom. Wys dit is waaroor dit gaan. En nou kry jy baie slogans wat sê keer terug na God. My Vader, kyk hoe lyk dit. Jy weet ons moet seker definieer wie en wat God is voordat ons na hom toe kan terugkeer, is dit nie? So, maar ja, dit is hoe die ding lyk en is alles toe te skryf aan Sataniel, Satan. Is sy religion. 'n wettelose religion wat jy kan maak wat jy wil, jy kan wees wat jy wil. Jy kan kies wat jy wil wees. Solank jy net glo en kumbaya sing en Sondag kerk toe gaan is alles kruis. En dis ongelukkig nie die geval nie, dis nie wat die Bybel leer nie. En daarna gaan ons nou kyk. Amanda, van die begin. Van die begin af was dit Satan se begeerte om gelyk te wees met Jahwe die Allerhoogste, El Shaddai. Van die begin af wou Satan met hom gelyk wees. En ek wil hê jy moet vir ons 'n skrifgedeelte opsit met Jesaja hoofstuk 14 en dan lees jy dit daar saam met ons. Satan moes maar mooi geweet het dat dit nie gewerk het nie, maar Nee, hy is slim. Daar staan ons hy's wyser as Daniël. Hy gaan probeer tot aan die einde. Daar's 'n mooi hierdie een is eintlik vir my 'n mooi voorbeeld. Kom ons lees hom. okay. Mag ek dit opkom? Daar sê. Okay. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne upon the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Haal maar af. Yo. Jy sien, daar is die crux van alles waaroor die Bybelse misleiding gaan. Satan wil gelyk met Jahwe wees. Hy wil op die berg van congregation, wat is in Afrikaans, die berg van samekoms wil hy sit, van vergadering, wat jy het ook al wil noem. Wil hy Satan sit en hy wil nou, hy wil soos Jahwe wees, hy wil gelyk aan Jahwe wees. Nou in Job 1 vers 6 en 2 vers 1 lees jy dat Satan daar vergader het, maar hy wil gelyk met God wees, né? So en Amanda, so ons sien, dit is die groot begeerte heeltyd van Satan. Ja. Hy wil gelyk met God wees. Hy wil soos God wees. En deur so te wil wees, steel Satan oor die millennia die aanbidding van Jahwe van hom af weg. Hy steel die aanbidding van hom af weg. En die vraag is nou, hoe het Satan oor die millennia dit reg gekry om God die Almagtige se aanbidding van hom af weg te vat? Dis baie belangrik. Hoe die volk dit reg gekry? Ja. En hy het dit reg gekry deur praat, wil jy iets sê? Ja, ek wil net sê net en hoe het hy het dit reg gekry. Hy het dit reg gekry. Hy het dit wyser as Daniël soos ek nou gesê. En hy het dit elke keer reg gekry, Amanda. En glo dit of nie, deur 'n moeder en kind te aanbid.
Hy het gesê, hierdie God, hy het hom nie ontken nie, daar's 'n God, Ja. maar hy het 'n vrou gehad. En by hierdie vrou het hulle 'n kind gehad, wat nou bekend staan as die seun van God. En hulle moet nou die kind aanbid, want hy is nou mos God in die vlees, hy verstaan ons begeertes, hy is soveel meer simpatiek en bla bla bla. En daar steel hy die aanbidding van El Shaddai weg deur hierdie pagan trinity vader, moeder, kind. Of deur, soos ons dit noem, seun en moeder aanbidding. In die Bybel genoem hout en klip, waar die hout die heilige boomstam van die godin Asherah, die god van El, aandui, en waar klip nou die manlike geslagsorgaan of die seungod Baal dan ook sinnebeeld, 'n obelisk. Dis wat dit dan ook beteken. Nou, kom ons lees dat jy kan sien dis hoe Satan het oor die millennia gesteel het. Die eerste skrifgedeelte is Rigters hoofstuk 2, vers 13 en 14, en daar sal ons sien dat telkens het die misleiers, die Baalpriesters, dit reg gekry, Satan se trawante, om die aanbidding van Jahwe weg te vat en dit te kanaliseer na Baal en Astartes of Baal en Asherah, maak nie saak nie, dis moeder en kind. Dis hoe hy dit gekry het, die seungod en sy ma. Lees vir ons Rigters 2 vers 13 en 14, asseblief lees julle saam, toets ons. Kyk, maar toe hulle Jahwe verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toorn van Jahwe teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van rowers, wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Baie mooi, lees weer die eerste en dan lê ek klim op die regte goed. Kyk by vers 13. 13. Kyk, maar toe hulle Jahwe Jahwe verlaat. en die Baal Baal en die en Astartes dien. So hoe verlaat hulle Jahwe? Deur die Baal en die Astartes te dien. Dis hoe hy die aanbidding steel. Nou Baal is die seungod van El en Asherah. Die seungod van moeder en kind aanbidding, hout en klip, seungod en sy ma. So hier sien ons so vroeg as Rigters, en dis net na Joshua, dis net na hy die land van Kanaan, in die woestyn toe ons nou gekom het in die land Kanaan, uit Egipte land uitgetrek het, in Kanaan gekom het, sien ons daar na die dood van Joshua in die tyd van die Rigters, het hulle reeds Jahwe verlaat deur moeder en kind aanbidding. Dis belangrik. Dieselfde staan dit vir ons in Rigters hoofstuk 10 vers 6. Ek wil net jy moet dit ook vir ons lees. Amanda, Rigters 10 vers 6. Waar daar is. Kyk, ek dink op die ander bladsy. En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, en hulle het die Baals en die Astartese gedien. Moeder en kind. Moeder en kind. Nou, manne, wat baie interessant is dat elke keer wanneer die volk nou op in sy mees kanonste is, ek weet nie hoe mense dit nou moet bewoord nie, as hy op sy ergste in hierdie Baal of moeder en kind aanbidding verval, dan stuur Vader 'n profeet. Okay. As snaaks hy wag tot hy nou op sy ergste is, Ja. dan stuur Vader 'n profeet, want sy krag word in swakheid volbring, né? So, en dis nou presies wat die geval was hier, die Baal, die moeder en kind aanbidding, moeder en kind, seungod en sy ma, hulle vergeet die aanbidding van Jahwe, want die is dan nou die seun van God, en sy ma, en die Holy Mother, en dan kom die profeet van Jahwe, en dan moet hy die volk weer terugroep en sê, nee, dis nie wat Jahwe geleer het nie, Satan wil soos Jahwe wees, hy steel Jahwe se aanbidding, en dan is die volk geskok en sê hulle, o, heerlikheid, wat hoor ons nou? Lees vir ons 1 Samuel hoofstuk 7, asseblief lees saam, 1 Samuel hoofstuk 7, vers 3 en 4. Vers 3 en 4. Kyk, maar Samuel het met die hele Dis die profeet Samuel. Ja. Hy is een van die groot profeet. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart tot Jahwe bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op Jahwe en dien hom alleen. Alleen. So kom weg by moeder en kind, seungod en sy ma, dien Jahwe alleen. Net op grond daarvan weet ons hulle is saamgedien. Yes, ja. Vader, moeder, kind is saamgedien. Okay, lees verder. Okay, en dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartese verwyder, en Jahwe alleen Alleen gedien. Sien jy die tendens?
Daar's 'n tendens hoe die Satan dit heeltyd reg kry om gelyk met Jahwe te wil wees. Nie dat hy ooit sal wees nie, Nee. maar hy steel sy aanbidding. Hy probeer. Hy steel sy aanbidding. Ja. En hy doen dit telkens deur Baal en Asherah, Baal en Astartes, maak nie saak, in verskillende lande is hulle verskillend genoem, maar dit gaan oor die seengod en sy ma. 'n Seengod wat hulle geglo, want hulle glo die moeder is die vrou van El, Asherah, bla 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 bla. Jy kan self navorsing gaan doen, die internet is oop vir almal. So, maar dit is hoe hy dit steel. En elke keer kom die profeet en sê, stop het! Daar is nie 'n seengod en sy ma nie. Daar's net een. Daar's net een, dien Jahwe alleen. Nou, Jessie, dan is die volk kwaad. Ja. Dan is die volk kwaad, dan is opstandig en die Baal priesters, te groepe, hulle raak kwaad, man, verstaan jy? Want hulle wil nie Jahwe hê nie. Nee. Hulle wil die Satan aanbid wat hulle lewenswyse pas, moet hulle geloof wat sy het gesterf vir dit wat kom, wat was en altyd gaan wees. Jy kan maak wat jy wil, kom kerk toe, gee jou bydra en almal is happy, is dit nie? En dis wat hulle daai tyd gedoen het. En daarom lees ons telkens in die geskiedenis, was die leraars van moeder en kind altyd in oormag. Okay. En die profete van Jahwe alleen. So was dit ook gewees in die dae van Noag. Ja, ook, maar ek praat van waar daar klomp Baal priesters was en een profeet, Elia. Elia. Lees gou vir ons 1 Konings hoofstuk 18, maar jy is heeltemal reg soos die dag van Noag was, so gaan dit weer wees. Daar is nie 'n swak antwoord. So, ons lees in 1 Konings hoofstuk 18, Ja, vers 17. vers 17 tot 22, Amanda, en hierdie gedeelte gaan dan nou oor Elia, die groot profeet Elia. Sy naam beteken El-Yahu, maar dit beteken Jahwe is alleen God. Dis wat sy naam beteken. El-Yahu. So, en dan lees jy ons nou Yahuweel, hy is God. Hy maar jy lees mos nou van regs na links. So, lees nou hoe het hy ook 'n geveg gehad. Okay. Weereens teen die dag toe die Baalpriesters en moeder en kind, profetesse en profete die oorhand gehad het en Elia alleen oorgebly het. Hoor daar hoe hulle in geveg met Nou julle 1 Konings 17 18 18 vers 17. tot 22. Ja. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van Jahwe verlaat het en agter die Baals aangeloop Die het. seengod. Dan stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel. Ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asherah, Jy sien moeder en kind, 450 van die seengod, 400 van sy ma. wat aan die Okay. tafel van Jesebel, wat? Moet jy gesê? ja. Jesebel. Ja, Isabel is reg. Jesebel geëet het. Nou Agab was die koning van Israel, Isabel was sy vrou. O, okay. So hy praat hier met die koning van Israel, Ja. Elia. Okay. En die koning sê vir hom, jy beroerder in Israel, is jy nie jou gat man. Ja. Jy het Jahwe, jy en jou familie van die volk van Jahwe se insittings en verordeninge afgaan. Moenie my kom sê ek is 'n beroerder. Ja. Jy weet, hy sê bring hierdie klomp profete van jou van die seengod en sy ma. Kom ons kry mekaar op Karmel. Okay, lees verder. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As Jahwe God is, volg hom. Hom na. Ja, volg hom na. En as dit Baal as Baal dit is, volg hom na. Jy sien, hier is die conquest. Hier is die, wat noem jy dit is mos 'n tweestryd is. Ja, is 'n tweestryd. Ja. Is 'n Hier kom dit nou. Hy sê dit gaan tussen Jahwe en Baal. seengod. Oh wow. Die tweestryd op Karmel was tussen Jahwe en 'n seengod wat hulle gedink is Jahwe is in die vlees. Daarom sê Elia vir hulle, kies nou wie julle wil hê. Ja. As Jahwe God is, volg hom na, en as hierdie seengod God is, volg hom na, maar julle kan nou nie hierdie een aanbid en daai een aanbid en daai een, Ja. presies soos in die dae van Samuel was, nie? Kies wie God is. Keuse. Maar hulle kon hom nie antwoord nie, né? Lees. Hy sê, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Wow. Hulle was die mekaar, hulle het nie geweet nie. Hulle was totaal mislei. Hulle Baalpriesters het hulle verwar. Hulle is verkeerde belydenis opgedis. Hulle weet nie wat waar en wat verkeerd is nie. Hulle het dan so groot geword. Oupa het so geglo, ouma het so geglo. Hoe kan dit wees? Dis die profeet sê hy nou ons is verkeerd.
Ag, damn it, daai profeet man. Kom ons lees. Kyk, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van Jahweh, terwyl die profete van Baal 450 is. Plus 400 van Asherah is 850. Dis Dis vers dis 22. 22, ja. Yes, dis vir my mooi genoeg. Ons kry die punt, né? Ja. Dis staan nou alleen oor, want hy het geweet wat sy keuse is. Ja, daar's 'n tendens en dis waarop ek ons wil tent man. Was nie daar van Samuel was en daar van die rigters, dit was in die dae van Elia en. Elke liewe profeet van Israel. Elke liewe profeet. Daar was nie een profeet in Israel wat nie geleer het om Jahweh alleen te dien. Want dis wat die liefdescovenant leer. Dis reg. In Deuteronomium 4 vers 35 en 39. So elke profeet wat 'n profeet van Jahweh is, het gesê Jahweh alleen. Ja, Maar elke misleier het gesê dien Baal en Astartes. dis hoe Satan die aanbidding van Jahweh weg. Wat is julle nie? Die seun God is God in die vlees, want sy heilige ma was Jahweh se vrou, het sy kind voorgebring en daarom is die God. Dat hulle hom aanbid en so vat hulle die aanbidding van Jahweh weg. Oor die millennia, Ja. oor die millennia, Jo. kry Satan dit elke keer reg. Nou vra ek jou nederig met trane in my oë, Amanda, ek gee vir jou een raai. Hoe dink jy sou die Satan dit reg kry of vermag om aan die einde van dae die aanbidding van Jahweh te steel? Geef ons weer 'n moeder en 'n kind. Hout en klip. Hy sou weer 'n moeder en kind vir ons gee wat nie volgens die profeseë is nie, maar 'n valse weergawe daarvan. Waar die Messias vir ons gesê het in Markus 10:45, hy het nie gekom om gedien te word nie, sê die en hier's ek. Ja. Waar die Messias gesê het in Lukas 4 vers 8 toe die Satan hom versoek, Jahweh jou God moet jy aanbid en hom alleen dien, wat 'n kwotering is van Deuteronomium 6 vers 30, sê hierdie nee, ek het jou vrygemaak van daai wette. Ja. Waar die Messias vir ons sê in Matteus hoofstuk 5 vers 18, ek het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie, sê hy, ek het gesterf vir jou sondes wat kom. Ek het gekom om jou vry te maak daarvan. O, dis vreeslik. Hy steel ons by Jahweh weg. Maar wat sê die profesie en ons gaan hom nou lees? Jy is heeltemal reg, aan die einde sou ons hout en klip dien, ons gaan dit nou lees. Maar dan in daai tyd volgens Jeremia 30:20 en Deuteronomium 4 vers 27 tot 30 sou 'n oorblyfsel, 'n geringe oorblyfsel ontwaak as hulle in die nood is en sê, my hemel, ons is bedrieg. Hier's 'n tendens. Hier's 'n tendens. Hulle het 'n ander Messias opgedis in die plek van die ware een, die Antichrist. En ons dien hom lankal, maar 'n valse narratief is opgedis dat hy nou hier aan die einde moet kom om te soet en dat hy sê, "Haai, ek is die Antichrist, gedien my." Nee, my magtig, maar Dis die nie ding is, as jy gaan die wêreld gaan hom aanbid, met ander woorde, almal gaan hom reeds aanvaar het. Ja. Almal gaan hom reeds aanvaar het. Lees nou vir ons Deuteronomium hoofstuk 4 vers 27 tot 30 waar ek wil bevestig dat jy reg geantwoord het, dat ons aan die einde van daai hout en klip sou dien. Moeder en kind sou dien. Kyk. En Jahweh sal julle onder die volke verstrooi en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarin Jahweh julle sal verdrywe. En daar sal julle gode dien, Hoor nou. die werk van mense hande, hout en klip. Wat is hout en klip? Baal en Astartes, Moeder en kind. Yeshua. Ons is nou nog in daai staat. Daai woorde is nou lewend, Ja, dit is nou. reg. Want ons is nou in die verstrooide staat. Dis reg. Ons dien nou moeder en kind. Ja. Okay? Dit is wat nie sien en nie hoor nie en nie eet en nie ruik nie. Dan sal julle daarvandaan Hier in hierdie staat Jahweh jou God soek en vind as jy met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is en al die dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na Jahweh jou God terugkeer en na sy stem luister. Is daar enige onduidelikheid? Nee, glad nie. Ek het nou heeltyd gesê in die vers waar ons in Jeremia, het ek gesê Jeremia 30:20, dis Jeremia 30:24. Okay.
Daar staan, die toorngloed van Jahwe sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart, aan die einde van daar sou jy dit verstaan. Jeremia 30:24. En hier sien ons nou, want die toorngloed is mos nou die tyd van nood. Sê hy nou hier, in Deuteronomium 4 vers 30, 27 tot 30. Ons sou moeder en kind weer dien, soos ons oupas dit gedoen het en gedink het hulle doen goed, sou ons weer dieselfde doen en dink ons doen goed. En ons dien hierdie seun God met ons geld en ons dink ons doen goed. Ja. En die toorn van Jahwe kom al meer oor ons en ons verstaan nie hoekom nie. Ja. Dis reg. Ons verstaan nie hoekom nie. En dan sê die mooie deel in dit wat jy nou gelees het daar, dat As jy nie nood as jy in die nood is, wanneer sy toorngloed oor ons uitkom weens die vloeke van die verbond, die huweliksverbond, aan die einde van dae, waarin ons nou is. waarin ons nou is, Dis reg. dan gaan ons snap almal en ons gaan sê, maar dit kan nie wees nie. Ek doen net goed, ek is goed vir die Here en ek gee geld vir alles en vir almal en dit gaan net meer chaoties. Wat gaan aan? En dan soek ons Jahwe met ons hele hart en ons hele siel. Ons begin die Bybel van voor af lees. Ja. Ons wil weet wat aangaan en sien ons, my. Ja. Daar's nog heeltyd net een God. Ons doen presies dieselfde Ja. as wat ons ouers gedoen het. Presies dieselfde. En daarom dieselfde straf. Want jy het nou aan Rigters gelees, omdat hulle rug op Jahwe gedraai het, het hy die Filistyne en al die volke op hom gestuur om hulle te verdruk, te verkrag en te dood. Ja. En dan gaan ons besef, maar dis 'n tendens. Dis 'n tendens. Ja, en ek dink Satan kry hierdie misleiding al vir die laaste 2800 jaar of so pragtig mooi reg. Hy's 'n gemors, maar hy's bitter slim. Nou, Hy's bitter dis slim. mislei vir al Hy hierdie. sê nie stop die Bybel lees hier nie. Hy sê kom ek wys jou, hoe moet jy lees? Vergeet van Jahwe, kyk hierdie wonderlikheid wat ek nou hier het. Ja. Dis net goed vir jou. Dis vir jou wat dit alles gedoen is. So vang hy. So vang hy. Verseker. Nou Amanda, omdat ons nou weet dat Satan ons nog heeltyd bedrieg, Ja. Jahwe se aanbidding steel omdat hy gelyk met Jahwe wil wees deur die seun God en sy ma, dan wil ek vir ons wys hoe die leempen van die skrywers, die vertalers en die tolke, Ja. dit reg gekry het. Rome, dit reg gekry het om Jahwe in sekere geskrifte uit te haal Ja. en die seun God daarin te In te skryf. sit in sy plek. In sy plek. Okay. Die heel eerste mees bekende voorbeeld van dit alles is Openbaring hoofstuk 14. Okay. Blaai vir my soontoe. Ek het dit al in vorige studies behandel, ons gaan dit en nog kyk. Ja. Openbaring 14, dan los jy daar, as jy die plekkie het, Ja. en dan gaan jy gou vir ons wys wat sê die literal, die direkte translations. Okay. Openbaring 14 vers 1. Nou daar's Openbaring 14 vers 1, Young's literal translation. Goed, lees vir ons daar, wys hy. Okay, and I saw, and lo, a lamb having stood upon the Mount Zion, and with him 144,000, having the name of his father written upon their Jy sien, hoekom is hulle vader? Want ons het nou in Deuteronomium 4:27 gelees. Ja. 'n Oorblyfsel sou aan die einde van dae, as hulle in die nood is, na Jahwe hulle God terugkeer en na sy stem luister, daarom kry hulle sy seël, sy naam. Smith literal Okay. sê dieselfde. It say, and I saw, and behold, a lamb standing upon Mount Zion, and with him 144,000, having the name of his father written in their forehead. Sê nie is baie duidelik, Ja. né? Haal maar af. Kyk, ja? Dis wat die literal translation Ja. woord op woord sê. Ja. Maar kyk nou hoe kom die Satan deur die leenpen van die skrywers. En hy voeg die seun se naam daarbey. Okay. Lees vir ons Openbaring hoofstuk 14 Vers 1. vers 1. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskryf. Wie is daar 'n naam bygevoeg? Ja, Wie se? die seun. Seun God se naam. Oh, Skeer jou ja, man. nee, daai is nie Ek reg. weet nie of julle sal kan sien nie. Maar julle het mos Bybels. Gaan kyk in jou Openbaring 14 vers 1 en gaan Swaait. gaan kyk die literal translation. Ek wou nou wys, maar ek dink die beeld gaan bietjie swak wees. Okay. So Amanda, hier sien ons baie duidelik dat die seun God hulle hom indring want Satan wil van die begin af gelyk wees met Jahwe. Dis reg. Verstaan jy? Ja.
En dit maak dit nou baie gevaarlik, want die dier van Openbaring is 'n valse seun. Ja. Dis die anti-kris, né? En daar staan Openbaring hoofstuk 13 vers 8 en die hele wêreld het hom Aanbid. aanbid. Mm. So hy het gesucceed. Hy het reg gekry om die aanbidding van Jahwe af weg te vat. Ja, hy het pragtig reg gekry. Hy het dit reg gekry. Ja. Dis net 'n oorblyfsel wat sou sien nee, die regte Messias het geleer toe hulle hom vra, hoe moet ons bid? Toe sê hy, so moet jy bid. Nie miskien as jy goed voel, as jy so brand het, Ja, of wat ook al nie. ja. So moet jy bid. Onse Vader wat in die hemel is. Laat my naam geheilig word? Nee, Nee, laat sy. laat sy naam, laat U u naam naam geheilig geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. En dis daai wat hulle haat. En hulle projekteer nou die gebed nie na onsse Vader nie, maar na die dier, die seun God, soos met Baal, soos met Asherah, soos dit die geval was in Elia, soos dit die geval was in Samuel. Ja. En die mense sien dit nie raak nie, want wie die hel is ons nou om dit te kan sê? Wie is Japie van hier om dit te kan sê? Lees. Dis nie goed om mee te speel nie. Nee. Jou siel hang daarvan af. Mm. Amanda, kom ek wys vir ons nog skrifgedeeltes waar hulle die seun God ingevoeg het waar uiteindelik Jahwe moet wees. Okay. Ek gaan vir ons hier in sogenaamde, kom ons praat om 'n kerktaal, Ou Testamentiese geskrifte wys dat die Ja. mense kan weet waarvan ek praat. En dan gaan jy vir ons uit die Nuwe Testament lees en ons sien dan hoe hoe dit vertaal is. Hoe oral waar staan Jahwe, Die seun God bygesit. is die seun God bygevoeg. Okay. So ek gaan nou heel eers hier gaan na Sagaria hoofstuk 14. Ja. Vers 3 en 4 en dan lees jy vir ons Handelinge 1 Okay. vers 10 tot 12. Okay. Kyk, so ek blaai ook so toe, ek gaan na Sagaria 14 toe, ek het hom Ja. en jy's by Handelinge, so Ja. ek lees vir ons uit dis dieselfde Bybel, hierdie Deuteronomiese boeke by. Ek gebruik hom net want hierdie ander een vir my is nie aldag meer duidelik. So, ons lees Sagaria 14 en ek lees vir ons. Kom ons luister gou Okay. mooi. En Jahwe sal Jahwe sê. Ja. Jahwe sal uittrek en stryd voet in die nasies soos op die dag van die stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy, dis Jahwe se voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. En die Olyfberg sal middeldeur gespleit word, van oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van die berge, want die dal van die berge loop tot by Assal. En julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Osia, die koning van Juda. Die vraag wat ons hier moet vra is, wie sit sy voete op die Olyfberg? Jahwe. Jahwe. Kom ons kyk wat sê die leenpen van die skrywers. Handelinge hoofstuk 1. Okay, dit sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, Dit gaan oor die opvaarding van Yeshua. okay, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, Die Olyfberg. wat naby Jerusalem is. Met ander woorde, hier is julle, hy is van die Olyfberg op, hy sit sy voet op die Olyfberg. Meer nie. Maar as dit in Sagaria gelees, die profesie sê, Jahwe gaan sy voet op die Olyfberg neersit. Nou dieselfde staan vir ons in Joël, jy kan vir my blaai na Romeine hoofstuk 10. Okay. Ek gaan na Joël toe. Kom Joël, ek het nou 'n nuwe Bybel en sy blaaie klou mekaar vas. Ek is by Hosea en dan is ek by Joël. Joël hoofstuk 3, hoofstuk 2 vers 32 en daar staan: En elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos Jahwe gesê het. En onder die vrygeraaktes, die wat Jahwe sal aanroep. Dit klink vir my na die oorblyfsel. Want ons het mos nou gelees in Deuteronomium hoofstuk 4, en daar 'n oorblyfsel aan die einde van dae wanneer hulle die nood is, dat Jahwe sal terugkeer en na sy stem sal luister. En hulle gaan doen wat die werklike Messias geleer het, hulle roep hom aan, onse Vader wat in die hemel is. Want Messias het gesê hy wil nie gedien word nie, Nee. Markus 10:45, Dis né? ja. Goed, maar kyk nou, hoe word dit vir ons deurgegee in Romeine hoofstuk 10 vers 9. Joël sê elkeen wat die naam van Jahwe aanroep gaan gered word. Wat lees jy? Ek gaan hom net so lees wat hy Ja. staan. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So hier gaan dit nou
Hier word Jahwe nou nie meer bely nie, maar 'n Seun. seungod. Dit is dan maar vreeslik. Amanda, maar dit vervul mos nou as ons dit doen wat Openbaring hoofstuk 13 vers 8 sê, en die hele wêreld gaan hom aanhang, en hulle kan gered word daardeur. Want ons lees mos nou nie meer die nie, want is nou komstig Ou Testamenties. Yes. Dat was dit. Terwyl dit een lewende woord is van begin tot einde. Dieselfde is in Jesaja, ek blaai soontoe en jy gaan vir my na 1 Petrus hoofstuk 2 toe. Okay. Ek gaan na Jesaja toe, Jesaja hoofstuk 8 gaan ek na toe. Jesaja 8. En ons gaan so 2 of 3 skrifgeleerdes in Jesaja lees. En ek lees hier vir ons uit Jesaja hoofstuk 8 vers 13 en 14. Jahwe van die leerskare, hom moet julle heilig. Wie? Ja. En laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Dan, as dit die geval is, dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. Net dan. Nee dan, ja. Maar 'n klip wat 'n mens teen stamp en 'n rots wat 'n mens oorstruikel. Vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. So Jahwe gaan vir jou 'n struik word. Jy gaan die mekaar raak. As jy nie na hom terugkeer nie, dan raak jy die mekaar. As hy nou 3 of as hy 2 of as hy 1. Ja. As jy nie na hom terugkeer en hy nie jou vrees en hy nie jou God is nie. Wat lees ons? Wie gaan dit wees? Wat sê die geskrifte in 1 Petrus 2 vers 6 en 7? Kyk, daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. As jy nou maaklik van toepassing op Jesus Christus en dit gaan hier in Jesaja oor Jahwe. Tjoh. Hulle vat Jahwe se aanbidding weg, sien julle dit? Dieselfde is Jesaja 45, ek blaai net aan. Jesaja 45 en ons lees daar vers 23 en jy blaai vir my na Filippense 2 vers 10. Ja. En ek lees vir ons Jesaja en daar staan ek sweer by myself, sê Jahwe, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, jy kan dit nie verander nie. Ja. Hoor weer, jy kan dit nie verander nie, 'n woord wat nie herroep kan word nie. Dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Okay, so dit kan nie verander word. Nee. Want lees jy in Filippense 2 vers 10. vers 10? Okay? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Ons het moeilikheid. Jo. Jesaja 44 vers 6. Daar staan, so sê Jahwe, jy bly Openbaring 1:17 toe. So sê Jahwe, die koning van Israel, sy losser. Jahwe van die leerskare, ek is die eerste, ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. So daar gaan nie 'n ander eerste en laaste wees nie. Ja. Buiten my is daar geen God nie. Dis 'n woord wat nie herroep kan word nie. Daar kan nie iets later bygevoeg nie. Buiten my is daar geen ander God nie. Ek is die eerste, ek is die laaste. Voor my sal elke knie buig. Voor die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Elia, die God van Dawid, die God van Moses en elke profeet. Wat lees jy? Kyk, Openbaring 1 vers 17. 17 sê: En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Amanda, blaai vir ons na Filippense 2 vers 6. Wat nou net daar? Ja, jy moes hom eintlik gehou het. Sorry, Ja, Filippense is my skuld, ek moes jou gesê het. Filippense 2 vers 6. ek weet ek sal hom kry. Ja, nee, jy sal hom kry. Ek weet En net nou is jy amper by hom. amper. Nee, terug. Terug. Net bietjie Ja, terug, net bietjie. dis ek Okay, ek blaai na 1 Johannes toe en gee my ook die kans dat ek hom ook kry. 1 Johannes toe. Hy is net na hierdie ouetjies, Jesus, baie sit nog aan mekaar vas. Die Bybel kort nog werk. 1 Johannes, ek is daar, hoofstuk 3, en ek lees, en jy lees eerstens
vir ons jou weergawe. Filippense 2 vers 6. Okay, 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was. Hy praat oor van Yeshua. Okay, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So hier kom Paulus nou, en ons het hom al Paulus bietjie baie ontbloot, gaan kyk die vorige toetsmuis. Hy kom sê nou hier, nee, Here Jesus Christus, hy's gelyk aan God. Hoor wat sê die Nasareëners, die ander politieke geloofsbeweging in die dae van Yeshua. En ons lees uit 1 Johannes hoofstuk 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer hy, dis Yeshua, verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Nou sê ek vir my, hy sê, Yeshua, Paulus sê, Yeshua is gelyk aan God, hierheen sê ons is gelyk aan Yeshua. As dit waar is van Paulus, dan beteken ons is ook gelyk aan God. Want ons is dan gelyk aan Yeshua. Ja, en ons is definitief nie. Hoe siek wil jy wees? Exactly. Hoe siek wil jy wees? Ja. Sien jy, Amanda, dat die Seengod en sy trawante dit reg gekry het soos in die geskiedenis om die aanbidding van Jahwe weg te vat. Maar die probleem is, en dit te projekteer na die Seengod en sy ma. Maar die probleem is nou is ons gevang in hy wet. Ja. Ons is gevang in hy wet. En nou soos in die dae van Elia, het hy alleen oorgebly teen 850 ander Baal profete wat moeder en kind voorgeset en sê, nee man, nee Elia, wat praat jy? Jy weet, daar is, beteken dit nou as heidene dieselfde gebruik as ons het, ons is verkeerd, jy weet, maar min wetende die pagan gebruike wat hy van praat, herken die kerk het hulle oorgeneem. Verstaan jy, so, is heeltyd Satan se taktiek, heeltyd Satan se versag. Ja. My ma, daar is die grys area by Jahwe nie. Jahwe en Jahwe alleen, soos Elia, Samuel en almal voor hom gesê het en na hom gesê het, of niks. Dis reg. Ja. Dis klein straightforward. En kyk hoe hy dit gaan regkry wat Openbaring 13 vers 8 sê dat die hele wêreld gaan kan aanbid. Hulle doen dit klaar. Dis hoe hy dit regkry, hulle doen dit klaar. Hulle bid elke Sondag nie tot Jahwe nie, tot Jesus. Terwyl Yeshua gesê het, moenie so bid nie. So moet julle bid, onse Vader wat in die hemel is. Here, dis skerry. Dit is ek dink dit is verby skerry. Dit is. Ja. Amanda, die grote finale, die grand finale waaroor alles gaan, is natuurlik die wederkoms. Soos ons nou gesien het, het Satan die hele tyd die seun se naam ingesit waar Jahwe staan. Jahwe moet op die 144.000, want hulle dra sy seël en die res van die wêreld die merk van die dier, die seun. Nou kom sit hy albei daarop. Ons Messias, die mense, die merk van die dier is nie wat hulle vir julle sê. Ja. Dit bepaal onder wie se gesag jy staan. Of jy staan onder Jahwe se gesag met sy merk op jou voorhoof en jou denke en jou dade, wat jy sê wet en hom alleen sy liefdesverbond, sy huweliksverbond weerspieël, of jy staan onder die merk van die Seun God en sy merk op sy voorhoof en jou regterhand met sy nuwe verbond en sy wetteloosheid. Ja. En afhangende van onder wie se merk jy dra, gaan jou lot bepaal. En net die oorblyfsel dra Jahwe se. Daarom lees ons in die literal translation, gaan net daai 144.000 Jahwe se op hulle voorhoof hê. Ja. Diegene wat in die tyd van nood na hom gaan terugkeer. Nou verwag hulle 'n valse narratief, want 'n liewe Jesus is ingeskryf waar Jahwe gestaan het. Soos hulle in Elia gedoen het, soos hulle met Samuel gedoen het. Ja, ons het moeilikheid. Nou ja, nou gaan ek vir ons wys, so werk dit ook met die wederkoms. Okay. Ons is nou verwag wanneer die liewe Jesus kom, as hulle inteendeel, as hulle daaroor praat, min praat daaroor in die kerke, dat hy gaan, hy's happy met ons, want hy klaar vir ons sondes gesterf. So hy kom en speel Amazing Grace op die harp en deel sy stokkies uit en almal sê, ek wil swak vir jou. Ander gaan so ver, hy so lief vir ons, hy wil nie eers laat ons moet seer kry nie, daar's 'n wegraping. Ja. Terwyl hy in sy profetiese waarskuwing die einste Messia gesê het, wanneer julle die gruwel van verwoesting waar gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, om moet die en die en daai en daai doen. Met wie dink julle dat hy daar gepraat, met die ongelowiges of die gelowiges? Ja. Ons gaan die goed deurgaan. Ja. Jy kry nie vlerke nie, my ou. Die stryd gaan oor regeringskap op aarde. Dis verloor met die sondeval en moet teruggegee word aan El Shaddai. Kom ek wys jou nou op die groot
en vreeslike dag van Jahwe, dat ook daaroor 'n leuen vir ons vertel is met hierdie liewe Jesus wat Amazing Grace op 'n harp speel, dat dit nie so is nie. Jahwe kom eerste. Yes. Ja. Jahwe kom eerste. En sy dag is nie grappies nie. Nee. Die groot en vreeslike dag van Jahwe is nie iets om mee te speel nie. Lees vir ons Amanda Jesaja hoofstuk 13 vers 9 tot 13. Ek wil net 'n sluk koffie vat. Kyk. Vers 9. Jesaja 13. Vers 9 tot 13. Yes, en dan sien jy hoe aanswekkend vreesaanjaend is die koms van Jahwe. Kyk. Die oue van daai. Lees gou, maar dit is so mooi. Lees Daniël 7, dan sien jy hoe mooi sy is. Sy kleed is wit, sy oë is blou, sy hare is so suiwer wol, spierwit. Lees vir ons Jesaja 13 vers 9 tot 13. Kyk, die dag van Jahwe kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. So hy kom om dood te maak. Yes. Onthou jy ek het vir julle gesê hulle gaan doodgaan. As ons nie bekeer en na Jahwe terugkeer nie, gaan ons doodgaan. Kyk, want die sterre van die hemel en sy Orion sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgaan en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van die tiranne verneder. En ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud en mense as goud van Ofer. Ofer is genoeg net tot dan. Okay. Nou daai mense skaarser maak as fyn goud, hy gaan almal doodmaak. Die goud van Ofer is wat hulle ons die tempel mee gebou het, julle wat julle Bybels lees sal weet. So dit is skaars, ou. Hulle het skepe gestuur hierna, ek wil nie dat as ek het 'n lering daaroor kom uit Zimbabwe uit, die goud van Ofer. En dit gaan skaarser wees as dit. Daar gaan nie mense oorbly nie. Hy kom om almal dood te maak en luister mooi, die son word swart, die maan gaan sy lig nie gee nie. Die Orions dit gaan saam met kosmiese tekens. Hy kom om dood te maak. Jahwe kom nie om harp te speel nie. Hy kom om dood te maak. Om die sondaars uit te verdelg. Stem jy saam? Ek het hier geskryf, nou nee, ek het dit is die punt wat ek wil maak, hy kom om die sondaars dood te maak. Nou, Amanda, as ons dus wil lewe, moet ons uitvind wat ons gesondig het. Ja. Sodat ons dit regmaak. En hy nie almal met 'n bankvloek tref nie. Stem jy saam? Sodat daar 'n oorblyfsel kan wees. Verseker. Lees vir ons Jesaja 24. Jesaja 24 is by hom. Jesaja 24. Wat het ons gesondig sodat hy ons so min maak soos die goud van Ofer? Laat daar min oorbly. Wat het ons gesondig? Kyk, die aarde treur, dit verwelk. Die wêreld versmag, dit verwelk. En die hoogstes van die mense van die aarde versmag. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners. Hoekom? Want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend en die ewige verbond verbreek. Dis die huweliksverbond. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Hoe duidelik wil jy dit hê, my boet filosofiese misleide broer? Hou op om filosofe te wees en jou eie kop se goed uit te dink. Jy gaan doodgaan. Dit is nie ek wat dit sê nie, dis die God die Allerhoogste, El Shaddai, Jahwe. Hy sê hier, Amanda, hy kom om sondaars dood te maak. Hy sê dit kom 'n kosmiese gebeurtenisse, die son word swart, die maan gaan sy glans nie gee nie en die Orions, die sterre gaan val. Dis reg. En dan sê hy, dit doen ek omdat julle my wette verbreek het, my insettinge geskend. Daai woord geskend beteken verandering. Ja. Geskend het en my ewige verbond verbreek het. Daai ewige verbond is sy huweliksverbond, die Sinaï verbond wat bestaan uit insetting en verordeninge. Daarom kom sy toorn oor die aarde, die kosmiese tekens, die sterre wat val, sodat daar min mense oorbly soos die goud van Ofer. Nie miljoene nie. Nie miljoene nie. Die oorblyfsel. Nou ek gee jou nou een raai.
Wie is daai wat nou min is? Hoekom hulle, ons sien mos nou, hoekom het hulle gesondig? Hy kom om die sondaars dood te maak. Wat het hulle gesondig? Hulle het die Sinaï verbond en sy insettings en verordeninge verbreek. Amanda, as jy dus wil bly leef, en ek, en ons kykers, wat moet ons doen sodat hy nie die aarde met 'n banvloek tref nie? Sy wette onderhou. Sy huweliksverbond, sy wette, sy insettinge en sy verordeninge. Want dis die rede hoekom hy hulle doodmaak. So as jy nie wil doodgaan nie, doen dit. Dis reg. Dis wat hy gesê het, wat ons nou gelees het in Deuteronomium 4 vers 27 tot 30, dat net 'n oorblyfsel as hulle in daai nood is, gaan besef, Ja. daar's moeilikheid. Ja. En hulle het na Jahwe teruggekeer en na sy stem geluister. Sy insettinge, sy verordeninge en sy huweliksverbond. Ja. Hoe kan jy dit nie sien nie? Nee, dit is stomlik. Logika. Hier. Hulle wil nie sien nie. En daarom is hulle lot vooruit bepaal. Ja. Ja, tot aan die einde is daar kans vir bekering, né? En daarom bid ek vir die broers en sis wat ons so pak gee, en ons vloek, en ons verklein neer en ons bespot, en allerhande goed probeer doen om ons uit te lok en kwaad te maak. Ek bid vir julle. Want as jy nie tot bekering gaan kom nie, gaan Jahwe sy woord voltrek. Dis so. Want ons is niks, Amanda. Wat help wat jy maak ons kwaad, of probeer iets teen ons doen? Jahwe speel nie. Ja. Dis sy goed wat hier gedoen word. Lees vir ons Sefanja hoofstuk 1 en dis ons volk se profeet. Sefanja hoofstuk 1 en lees ons daar vers 14 tot 18, dan sien ons hoe kom hierdie grimmigheid van Jahwe oor die aarde. Okay. Sefanja Ja. hoofstuk 1 Vers 14 tot 18. 14 tot 18. Okay. Naby is die groot dag van Jahwe, naby en baie haastig. Hoor, die dag van Jahwe, bitterlik skreeu die held daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, 'n dag van basuineklank en kruisgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen Jahwe gesondig het. Omdat hulle, hy kom ons op die sondaars dood te maak. Hulle het sy insettinge verbreek, sy verordeninge en sy ewige liefdesverbond. Omdat hulle gesondig het en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of is alright. Hulle silwer en goud sal op die dag nie in staat wees om hulle te red. geld gaan jou nie help. Geld gaan jou nie help nie. Ja. Dan kan jy nou maar sê dit was my werk om die goed te skryf of jy was my dit. Nou moet jy voor Jahwe staan. Ja. Want jy regverdig jou in jou optrede en sê nee, ek het trou gesweer, ek moet dit doen of ek moet dat doen. Nou moet jy voor Jahwe gaan staan. En sê hoekom? Weet jy hoeveel bloed is daar op jou hande weens jou leer? Weet jy hoe jy gekeer die wat na my terugkeer? Hoe jy verhoed dat hulle na my terugkeer? Daarom het my toorn teen hulle uitgevaar. Is hulle bloed so stof en hulle ingewande soos drek vergiet? Jy weens jou werk. Maar jy het jouself vertroos in jou gewete. Dis vreeslik. Ons speel nie met Jahwe nie. Maak grappietjies met sirkusse en ander goed, jy speel nie met Jahwe nie. Hoe lafhartig het ons geword om God aan te vat. Amanda, hy gaan kom om ons dood te maak. Ons moet bid dat ons bly leef. Wat gee ons die groen kaart? Ek sondig die meeste van almal. Maar God ons genadig wees, ten minste sien ons die bietjie raak. Ja. Ja. Hy kom om dood te maak. Sjoe, harde woorde. Micha 1. Okay. Gaat ek nou. Nee, verkeerde kant. Okay. Dis sy. Nee, jy's reg, hy's daar by die klein profeetjies. Potshot. Okay, Micha 1 Vers 2 tot 5. Okay. O volke, luister almal saam. O aarde en sy volheid, let op, sodat Jahwe getuie teen julle kan wees. Jahwe uit sy heilige paleis. Uit sy paleis. Hoor nou, uit sy paleis. Daarbo, waar ons bid, ons Vader wat in die hemel is. Yeshua, toe hy was sê, hy praat met sy Vader, wat in die hemel is. Want kyk, Jahwe gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde.
en die berge smelt onder hom, en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs 'n heiling afstroom. Helling. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Sjelle. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Ja, los maar, sê maar net Samaria en Sisel. Okay. Die punt wat ek wil maak is Jahwe kom om dood te maak, die berge gaan smelt onder sy voete, Amanda, die son gaan swart word, die maan gaan sy glans nie gee nie, die Orions, die sterre gaan val soos 'n vyeboom wat deur die wind geskiet word, want ons het sy huweliksverbond verbreek. Ons het ons gekoppel aan ander mans, aan ander gode, 'n seun en sy ma. En hoe meer die nood kom, hoe meer hol hulle so. En hulle sê ons gaan weggeraap word. Jy gaan in jou kanonnen geraap word. Soos ek dink is ook Sefanja wat sê, ek praat oor of Sagaria, saamskraap, wegraap, die goddelose. Hulle gaan skaarser, ons gaan net aan, mag Jahwe ons net genadig wees. Daarom staan daar in Amos 5 vers 18, weet die een wat na die dag van Jahwe verlang. Ja. Ons sien uit, maar as jy nie reg is nie, as ons nie die wette hou en Amanda, ons het sy liefdesverbond verbreek met 'n nuwe verbond met liewe Jesus. Terwyl Esegiel hoofstuk 20 ons lees, daar is nog nie 'n nuwe verbond nie. Ons lees van vers 34 tot 37, die verbond wat nog heeltyd staande was, word net hernuwe wanneer Jahwe terugkom. Dis reg. En hy hernie dit met die oorblyfsel. Met die oorblyfsel wat na hom teruggekeer het, daarom staan daar, hulle gaan onder 'n herderstaf deur. En is net hulle wat ingesamel word, want Joël 3 vers 32 sê, net die wat sy naam aanroep sal gered word. Ja, dis reg, ja. Die ander gaan die dier of liewe Jesus of die seun God aanbid, die hele wêreld. Wat in die tempel van God sit en voorgee hy's God. Ja. Daar's net een wat daai rol kan vervul en dis liewe Jesus. Wat hulle God status gegee het in die jaar 325 na Christus met die konsilie van Nicea. Ja, so was dit nie. Nee. Hy sê in Markus 3:35, julle is my broers en my susters. Toe hulle vir hom sê, die broer en die moeder soek jy, toe sê hy, wie is my moeder, wie is my broers? Elkeen wat die wil van Jahwe doen, hy is my boeta en my suster. Hy sê hy is ons broers. Ek sê ek's God nie. Hy sê hy is God nie. Dis hoekom 1 Johannes skryf 3 vers 5, wanneer hy kom as ons in hom gelyk, die wat teruggekeer het. En geregtigheid doen. Soos ons, hy was iemand soos ons. Maar Paulus gee hom God status. Ja. Maar ons moet hom net reg verstaan, hè. Lering 3.2.8.5.6.4. Amanda, daar's een groot teken wat hierdie groot en vreeslike dag van Jahwe vooraf gaan. Ja. Wat hy vir ons duidelik clues gee. Waarvoor ons op die uitkyk moet wees en attent op moet wees dat hierdie vreeslike dag van hom nader kom. Okay. En dit is Openbaring 16 vers 8 en 9. Okay. 16 vers 8 en 9 lees soos volg. En die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en hulle het hul nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Hoor nou baie mooi wat staan hier geskryf. Daai son, ons son word warmer. Om die mense met 'n groot hitte te skroei. En in plaas van dat hulle dit moes notisie van neem, en omdat hulle die skrifte en die profetiese woorde ken en na Jahwe terugkeer soos die res van die oorblyfsel gaan doen wat op Deuteronomium 4 sê hulle in die nood gaan doen, vers 30, vloek hulle sy naam. Ek het nou die dag weer op my persoonlike profiel, ek is min eintlik op Facebook, die ouens wat my vriende is sal weet, sorry, ek is maar baie min daar, ek is regtig, ek werk. En anders studeer ek. En ek het daar gesê, wat het ek gesê? Nou is dit sommer uit my kop uit. Het iemand vir jou iets gesê? Het iemand vir jou iets gesê? Dis wat ek gesê het, ja. Dat, toe wys ek hoe vloek die mense Jahwe. Toe sê ek, weet jy, dis my die heel ergste, die profesie sê hulle gaan hom laster, daar sê hulle, wat het hulle die naam van God gelaster. Hulle lees dit, maar dan doen hulle dit. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan, as jy lees, hy sê jy gaan dit doen, dan doen jy dit, dan lag jy daaroor nie. Ja. Dis regtig, dis skuim van die aarde. Ek is jammer, dis skuim wat Vader
Ek wil nie weet hoe gaan dit wees nie. Ek wil nie weet hoe gaan dit. Daar staan 'n ander skrif geskryf, as die regverdige nouliks gered word, Ja. wat gaan van die res word? Nou skraap. Ja. Okay, so die een teken wat ons sien, voor Ja. hierdie kosmiese tekens nou plaasvind, Amanda, ons moet nou skerp wees. Mm. So voordat hierdie kosmiese tekens nou plaasvind wat die groot dag en vreeslike dag van Jahwe vooraf gaan, sien ons wanneer die son gaan verander en die maan gee nie sy glans nie, en die oorjaans en die sterre val en allerlei klas van dinge, sien hy hier praat hy van 'n hitte. Die son skroei mense. Ja. Dis 'n baie belangrike teken. Mm. Nou dit kom ook in die boek Henog voor. Nou ek het die boek Henog hier, julle kan hom gerus vir julle kry. Hierdie een by my het ek destyds by Vaandel Uitgewers bestel van oorlede oom Adrian Snyman, groot held van my. Het ek hom daar by hom bestel. Maar kry hom, ek dink hy's in Koenboeke ook beskikbaar. Die boek van Henog, dis baie relevant op ons tyd. En hier in die boek Henog vertel hy vir ons presies dieselfde as wat daar staan. Is Henog hoofstuk 80. Amanda, en ek wil net vir ons kykers wys, ek het hom nou daar vir ons gemerk, dit is, daar gaan ek dit verwag. Julle gaan nie hier kan lees nie, maar is Henog 80. Maar in ieder geval, daar staan dan nou presies wat ons in Openbaring lees, en ons lees die volgende. En in daardie tye sal die vrugte van die aarde minderwaardig wees. Luister nou mooi. Die vrugte van die aarde gaan minderwaardig wees. En nie in hulle seisoene groei nie. Okay. En die vrugte van die bome sal in hulle seisoen weerhou word. Met ander woorde, die seisoenale goed raak die mekaar. Ja, Dan is dit oorstromings, dan is dit droogte. Dan kry ons ryp wanneer die bome bot en dan verstaan, alles gaan die mekaar wees. Daarom word die voedsel minderwaardig. Dit alles word saamgevat in die swart perk van Openbaring, hongersnood, wat ook gepaard gaan met oorlog. Maar hier staan dit nou, dit gaan so wees. Dan staan daar, die maan sal haar orde verander en nie op haar tyd verskyn nie. En dan gaan vers 5. En in daardie dae sal die son gesien word. En hy sal in die aand verbytrek op sy verste punt, ensovoorts, ensovoorts. Ek wil nou vers 4 vir ons, of die tweede deel daarvan lees. Hy die son, want dis 'n lang stuk, asseblief gaan lees dit, ek wys mos nou waar hy dit kom. Hoor die son. Hy die son sal helderder skyn as dit wat ooreenstem met die orde van lig. So hy gaan meer radiasie vrystel. Wat is dit in bestraling? Vrystel. Die son gaan baie meer gevaarliker wees. Vir nou met maar velkanker of wat jy ook al doen. Sy bestraling gaan baie erger wees. Dis amper soos 'n mikrogolfoond as jy dit kan sê. Want hy gaan ons tref met 'n groot hitte. En dis nie net die temperatuur wat opgaan nie, die lig wat vrygestel word, die bestraling, die radiasie is ook erger. Ja. Sure. Daar staan ook vir ons geskryf aan Jesaja hoofstuk 30 vers 26 en ek wil hê jy moet dit ook vir ons lees. Jesaja 30 vers 26. Okay. En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal 7voudig wees soos die lig van 7 dae op die dag as Jahwe die breek van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is. Dis verskriklik. So dis aan die einde wanneer ons ingesamel word. Daar's 'n skrifgedeelte in Daniël hoofstuk 12, ek dink korreksie is vers 7, toe die engel vir die ander een vra, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die uiteinde daarvan? Toe steek hy sy hande op, ek sweer by die ewig lewende, 'n tyd en die helfte van 'n tyd. En wanneer die verstrooiing van die volk tot 'n einde gekom het, dan gaan dit gebeur. En dit gebeur in tyd van nood, wanneer die smarte tydperk daar is in derde wêreldoorlog en ons is daar. Dis waar ons is nou, ja. So die insameling gaan binnekort plaasvind en dan vind die goed plaas. Ja. Dan vind dit plaas. Ons is daar. Ons is daar. Ja. So die son wat meer hitte afgee, is 'n teken, Amanda. Dis soos Messia gesê het, julle weet wanneer is die somer in die goed, maar hoe kan julle nie die tyd bepaal nie? Nou soos dit dieselfde hier, ons sit hier aan die einde, hy sê julle gaan dit doen, julle doen dit. Ek praat van die misleiers. Maar jy besef nie jy's in daai tyd nie. Ja. Hier sien ons dat die hitte, 'n hitte wat die son afgee, 'n voorteken is van die kosmiese gebeure wat gepaard gaan met die groot en die vreeslike dag van Jahwe wanneer Jahwe terugkom. Dis scary. Dit is ja. So hier sien ons, Amanda, nou nog 'n belangrike ding. Die wêreld is gekondisioneer om te glo dat die aarde se hitte wat opgaan is global warming, wees deodorant en beespoep. Wat lees jy?
Wie maak die son warmer? Yahweh. Jahwe maak die son warmer. Hy sê, en daarom vloek hulle nou nog sy naam daarvoor. Want hulle wil hê dit moet die ouderhand wees, sit nog 'n windmeel op. Sjoe, dis nie global warming nie. Maar omdat hulle geweet het, en die Satan is wyser as Daniël, Ja. dat die profesie leer 'n groot hitte, die koms van Jahwe gaan voorafgaan, het hulle die goed by ons al in die 90's begin leer dat jy die oorsaak is. Want hulle het geweet voordat Jahwe kom, Ja. word die aarde warmer. Dat die mense dan kan lag en sê ja, nee, ons weet dis ons skuld. Dis ons skuld dat dit warmer word. Daarom moet ons elektriese karre hê, né? En daarom moet ons nie soveel vleis eet nie. Ja. En daarom moet ons eintlik stink en nie deodorant spuit nie. En so maak ons dit af as normaal, terwyl dit 'n teken is dat Jahwe op pad is om die aarde dood te maak. Sjoe, Slim, né? dit is slim uitgedink. Dis flippend slim. Ek sal nie 'n lelike woord sê nie. Dis flippend slim uitgewerk hierdie. Hier is 'n masterbrein agter hierdie hele besigheid. Nou, Amanda sien dit ook gepraat van hierdie aarde wat gaan warmer word of die son wat meer hitte gaan afgee. Dis eintlik wat gebeur. En hy het gesê die ys gaan smelt. Sien dit gesê die ys gaan smelt. En smel die ys nie. Dis hoekom daar so groot geveg oor Groenland is. Smel die ys nie. So ons is daar. Ons is daar. Roetes in die Arctic region is oop waar skepe deurkom wat dit vir ages nie kon deurgaan. Ons is daar. En dit sien ons gaan die koms van Jahwe vooraf. Dis nie global warming nie. Ja, ons word global warmer, maar dis omdat Jahwe die son warmer maak. En dis die teken dat ons sy koms vooraf gaan. Amanda, wys vir ons nou daar die fotos van die groot droogtes en hitte wat hom gaan vooraf gaan. Natuurlik is dit droogter word. Ja. Warmer word, is die reën minder, is deel van die vloeke van Deuteronomium 28. Okay, so ons kan daar sien. Climate crisis. Western Europe experiences its hottest summer on record. Kyk daar, 13 Augustus 2026. Dis nou, vandag is die 23ste Augustus. Laas week. Ja. Ja. Okay, world's oceans hit record high July temperatures. 10 Augustus 2026. Die see temperature Right, ja, word warmer. word warmer. Die hele aarde word warmer. Presies wat Openbaring gesê het sy koms vooraf gaan. Okay, and Western Europe lived through hottest June and July ever recorded. Ever. Climate change across Western Europe has brought a summer of heat, drought and wildfires. Nee, kom maar daai los. Dis maar net lees dit as jy wil. Gaan lees dit. Dan nog een. Is dit net dit? Is daar nie van ja. Okay, the NOAA No, so. predicts the strongest El Nino on record. How might it impact Colorado's winter and the world, I suppose? Yes, natuurlijk. Okay, dus kijk nog let ons in. Okay, the brewing Super El Nino expected to be the strongest anyone alive on the planet has ever experienced. Amanda, maar dis mos scary. Daai is, ja, Almal. daai is verby scary. So ons sien dat die aarde nou die warmste is ever. Nog ooit. Op rekord. Op rekord. Ja, daar was seker al stages voor, maar op rekord met die moderne mens wat jy dit wil doen. Met mense wat nou lewendig is op die planeet. Op die planeet. Ja. So wat sê Openbaring 13 vers 16, wat gaan hulle nou doen? Wie gaan hulle vloek? Ja. So julle gaan Jahwe vloek. Julle wat nie na hom terugkeer nie, julle gaan hom vloek. Ons verwag dit. En nou gaan hulle hom laster omdat hy wat beheer het oor hierdie plaag. Nou in die omvloed. Nou wil hy hom vloek. Nie goed. Amanda, en sien hulle het ook gesê dat ons beleef ons droogste jaar in mense jeugenis. Hy sê en dit gaan gepaard met onrus in die land. Ek gaan daaroor praat oor my volgende siener ding. Okay. Want as El Nino nou en hierdie jaar en volgende jaar 2027 op sy ergste gaan wees, dan kan dit baie moontlik wees dat siener gesê het, want Jahwe laat hom verbid, mag ons dit nooit vergeet nie. Maar dat dit is wat siener gesê het, die droogste jaar in mense jeugenis. Sjoe. En dan sê hy is daar onrus en geweld om wat die parlement by mekaar roep om te bespreek. So later dan meer daar. Okay, ons sien uit. Maar hy het dit gesê. Mhm. So die punt wat ons hierdeur wil tuisbring is,
Ons sien dat die aarde is die warmste nog ooit. Ons sien die ys wat smelt. Ons sien die seetemperature is die warmste nog ooit wat mense bestaan het. Daar was nog nie so iets gewees nie. En dit is die gevolg van Yahweh. ja, wat die son warmer maak. En wat gaan dit vooraf? Die Kosmiese gebeurtenisse. So hierdie hitte en droogte, wanneer Jahwe die son warmer maak en die goed nie meer op hulle tye gaan wees nie en die oeste gaan misluk, kyk hoe lyk dit daar in Europa, check ons volgende jaar. Ja. Hierdie goed gaan kosmiese gebeure vooraf wanneer die vreeslike dag van Jahwe gaan aanbreek. Maar nou is dit vir my baie interessant dat ek in hierdie jaar opgetel het en dit was op Fox News, dit was op ding op CNN, ons gaan nou daarna kyk, ek het 'n paar van hulle vir jou gestuur, dat daar 11 wetenskaplikes, astronome het spoorloos verdwyn. Dis die ouens wat nou hierdie sterre goed bestudeer. Hulle het spoorloos verdwyn en weggeraak. En sodat dit onder Donald Trump se aandag gekom het en hy het nou 'n ondersoekspan ingesit. Nou ja, ons sal nou sien wat daar uitkom, maar Ja, ons weet mos nou maar hoe werk dit. Ja. Wys vir ons daai foto's van die astronome wat weggeraak het. Okay, kom ons kyk. Dit was, dink ons het hulle, ons gaan, hier is die enigste wat ek het, hoor? Ja, maar wys hom. Okay. So, Ja. okay, so daar was 10 op 'n stadium. Ja, toe word hulle 11. Toe word hulle 11. So the 11th scientist death emerges in string of missing dead officials with access to US secrets. Jy sien, dis nou al die ouens wat die sterre bestuur. Onthou nou, af. Ja. Onthou nou die hitte gaan kosmiese gebeure vooraf. Voor. Ja. Ons sien die hitte. Ons gaan dit nou voel hierdie jaar. Ja. So wat volgende moet gebeur is kosmiese gebeure. Wanneer Jahwe kom om die aarde dood te maak. Dat net die wat na hom terugkeer gaan bly leef. Ja. Wanneer die insameling gaan plaasvind al daai, julle is bewus daarvan. En hier sien ons dat wetenskaplikes wat die kosmos, kan ons dit noem, bestudeer, raak weg. Ek het hier geskryf, wat weet hulle? Ja. Is op pad. Wat ons nie mag weet nie. Dis net 'n vraag, is 'n blote vraag. Amanda, ek wil net gou jy moet gou weer daar aangaan. Ek wil kyk of daar nog een foto is, want ek wil wys van die Chinese ook. Is ons het ons hom nog daar. Ek dink dit is hom dalk afhaal, want ons kon hom nie share nie. Wat is op daai ene? Hierdie ene. ene. Ja, ek dink dis hy. Yes. So ja, kyk dis hierdie en ons het hom gekry. Okay, great. Okay, dat hy net oplaai en dan sien jy daar NASA, lees maar daar en dan hy pers daaronder. NASA comments on mystery of dead and missing scientists. Dead and missing, nie net missing nie. Yes. Okay. The disappearances have been flagged as a national security risk by some experts. Meanwhile, similar cases of scientists involved in highly sensitive fields have emerged from China. So dis nie net in Amerika waar dit weggeraak het nie. Raak weg oor die Oor die wêreld het ook in China weggeraak. Net ek gekry op Vion Nuus as jy wil gaan kyk. So wat is op pad? Ons mag dit vra. Ja, natuurlik. Kom mag ons dit nie vra nie. Maar al wat ek kan sien as ek die Bybel lees, dan gaan hitte Voor. die kosmiese gebeure vooraf. Die son word warmer. Dit sien ons. Ja. Dit is op rekord. Ja, Die see is warmer as by die aarde is warmer as droogte. Dit gaan net intensifiseer. Ja. Dis 'n legitieme vraag wat is vooraf. Ek het vir jou 2 klips gestuur wat ook baie interessant is, wat ek opgetel het in die fliek Don't Look Up. Wat sê ek akteur se naam weer? Leonardo. O ja, dis Leonardo is die hoofeen. Hy was in daai vrou, ek weet nie wat haar naam nie. Meryl Streep. Jou eiste. En waar hy nou 'n wetenskaplike was wat deur berekening opgetel het dat 'n asteroïde op pad is aarde toe. Onthou nou, die groot en vreeslike dag van Jahwe gaan gepaard met kosmiese gebeure en hitte gaan dit vooraf. So ons weet die hitte is nou hier, ons moet nou kosmiese gebeure verwag, né, volgens profesie. Ja. En in die storie Don't Look Up, vind die wetenskaplike nou uit dat hier so iets op pad is. En dan noem hy 'n interessante ding. Hy sê van sy mede-kollegas het weggeraak en is afgedank omdat hy te veel vrae gevra het. Ek vra om verskoning, die klip het baie vloekwoorde, maar dis nie asof julle nie onbekend is daarmee nie. Dit is 'n fliek. As daar kinders is wat jy nie wil hê dit moet hoor nie, die F-woord word gebruik.
maar dit is wat in die movie is. Amanda speel en dan kyk julle gou saam met ons, hoe sê hy die mede-wetenskaplikes is weg. Okay. Net hier een en yes, as julle dit nog nie gekyk het, kyk, dit is 'n absolute Eye-opener. eye-opener van wat kom. We should have deflected this comment when we had the fucking chance, but we didn't do it. I don't know why we didn't do it. And now they're actually firing scientists like me for speaking out, for opposing them. And I'm sure many of the people out there aren't even going to listen to what I just said because they have their own political ideology. But I assure you, I am not on one side or the other. I'm just telling you the fucking truth. I think this would be a good time to establish that Isherwell and the Ja, daai is dus. So, hulle sê dit op die flieks. Ons sien dit raak weg. Daai fliek is geskiet in 2021. Ja, jy moes dit nou doen. Dis in 2021. Dis 'n COVID tydperk. Dan voor daar hitte was, dan voor daar enigiets was, sê dit, daar's nog 'n klip jy kan gaan kyk aan dieselfde fliek, maar sy klank is baie swak, het ek hom afgehaal. En waar hy presies dieselfde sê, hy sê hulle het weggeraak omdat hulle te veel vra. Dit sê spesifiek daar geskryf, of hy het dit spesifiek daar genoem, in die klip dan ook. So hier sien ons Amanda dat daar hitte is, wat die koms van Yahweh vooraf gaan. Ons sien scientists raak weg, ons sien is in die flieks geprojekteer, dat dit gaan wegraak reeds in 2021, 5 jaar voordat ons dit sien gebeur. Ons kan met reg vra. Ja. Wat is op pad? En ek sê vir jou, dis die groot en vreeslike dag van Yahweh. Wat gepaard gaan, hy kom om almal dood te maak. Jo, dis boys. Laat hulle darms soos drek en hulle bloed soos stof gegooi gaan word. Ja. Want ons het hom ons gevloek. Ja. Die tweede teken, Amanda, waar ons attent op moet wees wat die groot en vreeslike dag van Yahweh vooraf gaan, is die profeet Elia. Lees vir ons in Maleagi hoofstuk 4 vers 5 en 6. Kyk. Amanda, die tweede groot teken, Ja. waarvoor ons moet uitkyk, ons sien nou die eerste een is kosmiese gebeure en hitte, wat die dag van Yahweh dan ook vooraf gaan. Voordat die kosmiese gebeure plaasvind, ek bedoel die hitte. Ja. Die tweede groot teken wat die profete vir ons noem, waar die koms van Yahweh vooraf gaan, Ja. is die profeet Elia. Kyk. Lees my daar in Maleagi, is net na Matteus, net nog aan in die laaste boek in die Ou Testament, net voor Matteus, daar is hy Maleagi, hoofstuk 4, vers 5 en 6. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, Voordat die groot en vreeslike dag van Yahweh aanbreek. En hoor wat moet hy doen? En hy sal die hart van die vader terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vader, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek te tref nie. Okay, ons weet nou hoekom kom tref hy die land, of hoekom kom maak hy al die bewoners van die aarde dood. Hy maak hulle dood volgens Jesaja 24 vers 5 en 6, omdat hulle sy insettinge geskend het, sy verordeninge verander het, en dan ook sy liefdesverbond, die Sinaï-verbond verbreek het. Dis reg. Ons het dan gesien uit Deuteronomium hoofstuk 4 vers 27 tot 30 dat daar aan hierdie tyd wanneer ons in daai nood is, 'n klein oorblyfsel gaan besef wat aangaan, hulle na Yahweh gaan terugkeer en onderwerp aan sy insetting en sy verordeninge van hierdie huweliksverbond. Dis reg. Daarom bly leef hulle. En dit is Elia se rol. Elia se rol word hier aan die einde gestuur en hy gaan weer praat teen 'n seengod en sy ma, om die volk te leer dat Yahweh alleen God is, sodat die volk met Yahweh kan versoen, en hy nie almal doodmaak, en die aarde met 'n banvloek tref, wanneer hierdie kosmiese tekens en impak met die aarde gaan impak maak nie. Dit is Elia se rol, stem jy saam? Ek stem saam. Dis logika. Ja. Dat sou Yahweh ons doodmaak weens ons gehoorsaamheid aan die liefdesverbond en sy insetting en sy verordeninge, en Elia kom
om ons met Jahwe te versoen, dan is dit Elia se werk om die volk of die oorblyfsel met God te versoen sodat hy sy hart na ons kan terugkeer en ons kan. Is dit rocket science? Swat, nee. So dit is Elia se werk. Ja. Elia moet leer dat Jahwe alleen God is, dat hy onveranderlik is, dat sy huweliksverbond staan, dat ons van hom uitgeval het en dat ons na hom moet terugkeer. Dis reg. Dis so maklik en so eenvoudig dan ook soos dit, want ons het gesien, hy kom maak almal dood, Jahwe, die sondaars, omrede die huweliksverbond sy insigte en sy verordeninge verbreek het en hulle aan ander gode gebind het, ander mans gebind het, seengode soos Elia teen beklei het destyds, Ja. die moeder en sy ma. Daarom weet ons dat wanneer Elia weer gaan kom, die aanbidding van seun en sy ma gevestig gaan wees. Soos dit gevestig was nie daar van Agab en Isebel, toe Elia daar was. So gaan dit aan die einde wanneer Elia kom, die aanbidding van seun God en sy ma weer gevestig wees. En dan moet Elia kom en sê, nee, Ja. Kom weg. kom weg, daar's 'n tendens. Dis nog van die begin af Satan se manier om gelyk met God te wees, om sy aanbidding te steel. Deur 'n seun God in sy ma. Openbaring 8:13-8 sê, die hele wêreld gaan hom so aanbid. Deur 'n seun God in sy ma. En Elia gaan sê, nee, Ja. weg daarmee. Jahwe gaan almal doodmaak. En as ons nie met hom gaan versoen nie, gaan hy die aarde met 'n Banvloed. banvloek tref. Stem jy saam? Ja. 100%. Luister, Israel. Luister. Hou op met julle hardkoppige speletjies. Luister. Dis vir ons oorlewing wat ek dit sê. Dit is wat ons moet doen om te kan oorleef. Anders gaan Vader die laaste een van ons doodmaak, Amanda. Of dink jy het 'n grappie gemaak? Definitief. Ons ervaar reeds die hitte. Verseker. Die kosmiese tekens is op pad. Ja. Laat jou doop. Keer terug na Jahwe. Vra hom vergifnis vir Jahwe. En onderwerp jou aan sy gesag. Dis reg. Baie misleiers het die wêreld uitgegaan. En dis hulle wat hulle broers opvreet. Dis my storie, Amanda. Wel, dit was. Kan ek vir ons nog een laaste vers gee? Jy kan. Dit is die stukkie in Joël, om Ja? te wys dat dit nooit te laat is. Okay. Joël hoofstuk 2. Ja? Sien julle het gepraat dat ons volk éventueel gaan kom by 'n dag van verontmoediging. Sien julle hoekom dit nog nie kan plaasvind nie, want ons weet nie dan wie toe om te verontmoedig nie. Hulle wil nou weer na seun God en sy ma verontmoedig terwyl hy die oorsaak is. Ja. So hierdie inligting moet eers aan die lig gekom het voordat ons kan kom by 'n punt om te verontmoedig. Ja, anders staan ons weer so. Dis Maar wie? dan ons dieselfde. Daarin, hierdie ene. Ons doen dieselfde weer, dieselfde. So dit gaan nie help nie. Daarom kom die inligting nou na vore, sodat ons volk in Vader se groote genadige barmhartigheid 'n kans kan hê Ja. om te oorleef. Ja. En sien het dit gepraat van die verontmoediging. 'n Boer wat sy skoene uittrek en kyk na die weste. Weet jy hoekom na die weste? Want al die kerke kyk oos. Ja. As jy by Jahwe se tabernakel ingaan van die weste, het na die weste gegaan. Dis presies die teenoorgestelde. Daarom trek die boer sy skoene uit en hy kyk na die weste, hy buig voor Jahwe. En ons moedsiener sê van die vrug eet, die druiwestok, om te oorleef. Sjoe. Hy wat nie van die vrug van die wingerdstok eet nie, sal van brood van ellende bly leef. Ons redding, Amanda, die volk moet dit hoor, is om na Jahwe terug te keer, anders gaan niemand oorleef nie. Niemand gaan oorleef nie. Maar daar's altyd tyd. Jahwe sê selfs in die nood, Ja. as ons na hom terugkeer en hierdie verontmoediging éventueel gaan uitroep, sal hy ons genadig wees. Lees Joël hoofstuk 2 vers 12 tot 17. Kyk, maar selfs nou nog, spreek Jahwe, bekeer julle tot my met Tot- julle hart. Tot my, Ja. Jahwe. Ons nie. Ja, Kyk, en met vas en geween en rouklag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot Jahwe julle God, want hy is genadig. bekeer en julle barmhartig. tot Jahwe julle God. Nie die seun God en sy ma nie. Nee.
Okay, hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Prys sy naam. En een wat berou het oor die onheil. Ja, Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n dankoffer aan Jahwe hulle God. 'n Seun, soos weet jy wie's dit? Nee, dis die oorblyfsel. Ja. Ja. Daai Ja, maar bedoel, seun. dis nie seun, ek dis 'n mense bedoel. Ja, nee, 'n seun met 2 e's en 2 Ja, kolletjies op die dis e. wat ek bedoel. Ja, Seun. sodat hy 'n seun wens sal oorlaat. Dis die oorblyfsel, dis die blessing. Want hy moes gesê Elia moet die harte vervul dat hy nie almal met 'n brandvoet doodmaak nie. Dis daai seun. Hy sê miskien het hy berou. Hy sê miskien, dit hang van jou af. Ja, ja. Okay? Blaas die bassein op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam. Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaapvertrek. Laat die priesters, die dienaars van Jahwe tussen die voorportaal en die altaar ween en sê: O Jahwe, spaar die volk en gee u erfdeel nie oor aan smaakheid, die nasies van hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Ja, moet ons nie oorgee aan hierdie bespotters en hulle het vir ons sê waar is jou God? Ja. So dis die verontmoediging waarvan Siener gepraat het waar ons eventueel moet uitkom. Nou man, as jy nou net verder lees, die ouens kan dit gaan lees, dan sien jy daar sê Jahwe sê ek stuur julle die leraar van geregtigheid. Dis Elia. Dan vind sy salwing plaas. Wow. Dan vind sy salwing plaas. Wow, nee. Dis baie. Prys Jahwe. Is kinders is manne van Jahwe, dis vorste. Dis nie pinkie, daai ouens hulle vat nie moeilikheid nie. Dan kom Jahwe se salwing op hulle om te staan vir wat reg is en te verwerp vir wat verkeerd is. Dis reg, dis reg. Maar ja, so die groot ding wat ek vandag net vir ons wil wys hierdeur is dat tot die wederkoms daar vir ons 'n valse ding opgedis is. Ons verwag die wie Jesus met wolkies en al hierdie mooi tierlantynkies wat hulle vir ons opgedis het terwyl die dag van Jahwe eerste kom. Ons lees in Daniël 7 die oue van daar kom heel eerste. En dan later dan bring hulle die seun voor hom en dan word aan hom nou mag en heerskappy eers gegee. Heerskappy en dan sal hy nou die oorblyfsel in hulle koninkryk invat. Maar heel eerste kom Jahwe, die een wat hulle vloek. Wat die hitte gestuur het. Wat met kosmiese gebeurtenisse dit vooraf gaan. Wat ons doodmaak omdat ons sy insetting en verordeninge verwerp het, sy ewige liefdesverbond verag het. Eers kom hy. Die oue van Dawie se hare wit is en sy kleed so sneeu. Sy oë blou, 1000 maal 10,000 het hom gedien en voor hom gestaan. Die een, die skeppergod van hemel en aarde. Dis reg. Amen. Baie mooi gesê. Halleluja. Dankie Jabie, daai was nou weer Verwag hom binnekort. Ja. Veral as ons nou aanhou sien wat ons nou sien. Amanda, hy sal net weer goed vir ons oopmaak as dit nie voor die deur Dis is nie. reg. Want hy het vir Daniël 12 vers 4 gesê versiel dit op die tyd van die einde. En dit is nou. Dis nou, daarom gaan daai profetiese skrifte nou oop en leer ons net uit profete uit want dis vir die toekoms. Dis reg. Die profesie is vir die toekoms. Ons sien my blikemmer, dis presies wat rondom ons aangaan. Nou weet ek wat om te verwag en kan ons 'n rigting aanwys vir die mense en sê, dit moet ons doen om gered te word. As ons dit nie gaan doen nie, maak Jahwe ons dood. Dank God daarvoor. Dis nie ek of jy of Piet of Klaas wat nice en grand is nie. Dis Jahwe se groote genade. Maar ten minste wys hy vir ons wat se pad ons moet wandel om gered en geword en aan die lewe te bly. Prys sy naam daarvoor. Anders kom ons tref met 'n bal. Yep, seker. Nou maar toe. Dit was weer goed geweest julle. Baie dankie dat julle weer vanaand saam met ons ingeskakel het. Ons sien uit na volgende Woensdag se toets my. Waar gaan ons praat joh? Nee, sommer sien. Okay, julle lekker aandjie en 'n geseënde week verder vir almal. Totsiens julle. Bye.